Right, goeienaand kijkers. Ja, ons is weer hier op episode 12 van Na die wedstrijd. Samen met mij Jason en mijn hele aanbieder Mr. Trevor. Trevor, hoe gaat het, jong? Jason Rabi, baie dankie vir die verwelkoming. Goeienaand aan ons luisteraars, allemaal wat ingeskakel is, ons kijkers. Hier op Na die wedstrijd. Jason Rabi, dit gaan goed, man. Onder omstandighede gaan het goed. Dat gaan goed. Die naweek het allemaal goed afgelopen. Die naweek het alright afgelopen. Ik zal nog niet zeggen goed afgelopen, maar het is alright afgelopen. Okay, maar ons hou hem kop boven water. Dat is nog niet het einde van die wereld. Ja, maar ze Trevor, nee, goede rugby gehad die naweek. Kijkers, gemeenschapskuld was aan die brand. Streken daar was aan die brand. Maar ons gaan beginnen met die programma. Ik zal maar zo vanavond beginnen met die... Ons begin met my al die gepaste, weet jy, so die gedagte vir die week wat voor lê, kom uit Psalm 56 van vers 4. Die versie sê, die dag as ek bang word, vertrou ek net op U. Trevor, 'n statement wat eintlik gemaak word, wat God sê dat in jou tye van vrees, moet jy net op die Here vertrou. Moenie op mens vertrou nie, maar net op die Here. Yes, Jason Rabi, en ek wil net daar inkom. Jesaja 12 en vers 2 sê, God is my redder. Ek vertrou op hom. Yes. Ek is nie meer bang nie. Die Here my God is my krag en my beskerming. Hy is my redder. So in hierdie dae, wanneer ons maak nie saak wat se challenges ons face, yes, moet ons net weet dat daar's iemand wat in die gap staan vir ons, daar's iemand op wie ons kan vertrou. En ek wil vandag vir iemand daar buite kan sê, maak nie saak wat jy face in jou werk, huisomstandighede, maak nie saak wat se situasie jy vasgevang sit nie. Yes. Maak nie saak vir 'n moeder of 'n vader wat nou al lank bid vir hulle kinders miskien. Yes. Byvoorbeeld vir iemand wat sukkel om werk te kry, iemand wat bevrees is oor sekere situasies in hulle lewe. Wil ek vandag sê, moenie bang wees nie. Daar's iemand wat bid vir ons, daar's iemand wat ons raai het, daar's iemand wat uitkyk vir ons en daar's iemand wat ons beskerm. So ons het nie nodig om bang te wees nie. Ons het nie nodig om te vrees nie, want die Here is altyd daar vir ons. Yes, nee, definitief Trevor, in ons daaglikse lewe is vrees maar 'n grootste deel van ons lewe met al hierdie dinge wat gebeur, en vir al die jong mense wat baie kere hulle wegvind na verkeerde dinge toe, is dit maar ouers se vrees om as jou kind die huis verlaat, yes, of selfs jy as persoon ook. Maar het is goed om te hoor dat die Here sê, man, jy hoef nie te vrees. Jy hoef nie bang te wees nie. Jy hoef nie bang te wees nie, want die Here is met jou. Yes, Die Here is met jou. Ja, so ja, kykers, dit is ons gedagte vir die week wat voor lê. Alles wat jy aanpak, pak dit aan sonder vrees, met die wete dat daar is iemand wat jou rug het en wat jou gaan dra deur hierdie week, maak nie saak wat kom nie. Maar ja, Trevor, as 'n rugby show, ja. Ons praat rugby, ons gesels lekker rugby. Ek gaan sommer onmiddellik vir jou gee, Trevor, met die gemeenskapskuld. Daar het 'n paar interessante wedstryde afgekom. Ja. 'n paar interessante dinge gebeur so. Ja, dis 'n Rabi, wat 'n naweek vir die gemeenskapskuld kompetisie. 'n Naweek wat ampertjies opsla veroorsaak het. Yes. Opskudding veroorsaak het. Yes. Spanne wat net kort geval het. Maar ek glo wat 'n baie goeie naweek was in die gemeenskapskuldstreek, in die Witzenberg gemeenskapskuldstreek, met scores wat baie close is. Close score. Dit was baie harder rugby in die gemeenskapskuld self. Was dit baie, jy kan sien aan die uitslaa, kan jy sien dit was die wedstryde kon enige kant toe. Ek glo hierdie wedstryde was tot op by laaste minuut toe. Ja. Tot by laaste sekonde toe. Was hy weer 100, amper 100 nee, daar's glad nie. Dit is eintlik verbasend dat 'n mens sien hoe close die scores is, man. So jy sal nou eintlik sê daai tyd is nou verby van die groot scores. Ja, ek dink die manne begin nou oefen nou. Die oes in die bokveld is besig om af te neem. Ja. So die ouens begin nou oefen nou, so ek dink nie daar is verdere walks in the park. Soos as jy aan die scores kan kyk, kan jy sien enige span enige dag op enige veld kan enige span pak gee. Yes. So ja, Rabi, in die gemeenskapskuld, die uitslaa. Yes.
Langerivier het thuis gespeel teen Young Blues. Wat nog als groot tellings het, al twee spanne. Okay, So dit okay. beteken daar was baie lekker hardloop rugby geweest. Hardloop rugby, Dat was baie lekker hardloop rugby. Langerivier wat daar koning gekry het met 40-36. Ja, Langerivier teken 40 aan. Op 40. Maar Young Blues wat ook zelf die kraag weggee. Ja, jy kyk 36. Ja, jy kan kyk wanneer daai game gewen is, moet definitief in die laaste paar minute gewees het. Ja, en is goed om te zien, Trevor, Langerivier laasweek verloor, ek dink 31-17, wat goed teruggekom het. Wat goed teruggekom het, ja. Maar ons is op die thuisbodem voor thuiskare. Ons kan 40 punte aanteken. Yes. Hy het nog nie 'n video uitgekom van hoe die scrims was nie. Ja. Maar Hy so bereid Pika Petrol. yes. Maar het is goed om te zien, die mannen van Langerivier het 40 punten aangeteken. Maar Young Blues ook zelf. Ja, dit Verras op die Trevor. Dit was my verbasend geweest. Dis Yes. hoekom ek vir my gesê het iewers het die ouens regtig hulle huiswerk gaan doen. Yes. En die ouens jy kan sien die scores begin bewys dit maak nie saak of jy nou met tuis speel nie of jy travel nie, maar jy kan sien die ouens begin 'n step up. Ja, en soos Young Blues was ons maar die vorige seisoen soos laas jaar was. Hulle moes bekend vir manne wat maar sommer die punte gee op Ja, die travel game. hy kom dagie op jou so uit. Hulle het maar swak getravel laas jaar. Ja. Maar ek dink die jaar wys hulle maar jy moet wakker wees. Ja, die nee, punte definitief. kom hier, ons kom. Ons kom gee jy gaan werk veel Jy gaan punte. werk veel punte. Jy gaan werk veel punte. Dan is ons daar by Donkerbos se dry gaan maak. Wat 'n game wat vir my baie verbaas het. Klubba. Daai game het vir my regtig baie verbaas. Donkerbos wat vir Esperante daar ontvang het 1917. Jo. Rabi, dit is resultate wat regtig vir my ek sal nie sê skokkend is man. Ja, dat lijkt nou voor mij naar een harde game. Maar wat ik ook optel, Trevor, die improvement van Esperanto, man. Ik denk, daar onze, zoals je gezegd, die spannen beginnen oefenen nou. Yes. Die mannen verstaan nu die ernst van die zaak. En Esperanto, wat voor mij heel verbazend, daar is gewoon close. Dat kan hij niet gewinnen. Ja, dis hoekom ek sê Rabi. Maar aan die ander kant wil ek net so fluisterend sê. Ek wil nie so hard dit noem nie. Yes. Maar ek wil dit net so fluisterend sê. Met Esperanto kan jy weet jy nie wat jy gaan kry nie. Onthou Esperanto laas jaar vir Arrows geklop. Ja. Was al span geweest vir die jaar. Yes. Wat die magtige Arrows geklop Arrows laat het. vallen. So Esperanto is glad nie Zo zwak. so swak ja. Ek dink op die ouderste van die dag moet die ouens net capitalize en daarvan afvat man. Ja, definitief. En die andere kant ook een Donkerbos wat een beetje sukkel. Ja. Maar die winnen ze, Of jy nou moet 'n punt wen of jy nou moet 'n halwe punt wen, of wen So wen. hulle sal net bly wees, hulle het die wen Hulle het die wen gekry ja. Nadat hulle stadige season begin gehad het. 99. In 99, dis hoekom ek sê. Amper 100 gekry. Ja, En jy gaan leen nie. Hulle tweede wen, as ek dit nie mis het nie. Ja, Ja, hulle eerste wen. ja. Hulle eerste wen so. Ek dink dis 'n goeie begin. Maar om vir Esperanto 'n punt uit daai game op die pad, 'n punt uit daai game te kry nee, dis 'n bonuspunt. Ja, dis Dis 'n bonuspunt. So Amelia Hanna weer kom. Yes. En daai bonuspunte, die manne moet ook verstaan. Die bonuspunte. Die in die einde van die seisoen dan soek die manne punte. Of die manne kom vra maar waar kom die manne nou nog aan die punte en dan word hulle maar die manne nog punte. Ja. Sowel dan en nie is. Ek onthou 'n span aan die gemeenskapsskuld het tot 2 jaar terug het 'n span vreeslik vir Boland gebel toe die season klaar maak rondom punte, hulle soek nog punte wat weet jy waar weggeraak het. Ja, die manne. En hy span is nou nog in die gemeenskapsskuld. En wat die manne moet verstaan is die lok sê aan so mooi aan office. Yes. Moenie die lok wat hier op die WhatsApp channel of op die Facebook uit, moenie die goed te ernstig vat nie. Presies. Jy kan nie vir Boland loopstream met die lok. Met die lokkie ja. Die ene Boland se een die final. Ja, dit is die punte wat die klub self instuur vir Boland mos nou. So sorg dat jy hulle regte punte instuur. Want ons sukkel klaar so kwaai om punte te kry. Om punte te kry Ek weet nie hoe die manne so bang is nie, maar ek weet moenie laat Boland sukkel nie, jy gaan punte soek. Ja, Rabin, dan beweeg ons aan, dan gaan ons oor die berg.
Die derby daar op Parijtjesvlei. Red Roses versus Bulldogs. Daai behoort ek 'n harde stryd. Close call. Ek dink hy moet net 'n punt wees. Red Roses wat daar koning gekry het 39-3. Nee man. Ja, dit is 39-3 Red Roses wat daar koning gekry het. Ja. Bulldogs net 'n 3. Die Bulldogs Net het drie net, punte. het net daar oorgegaan net vir hy penalty. Daar was nog nie eens miskien 'n troostdriekie nie. Daar was nog nie 'n troostdrie gewees soos ek nou kan sien nie. Maar Rabbi, daar wil ek in die initiale asem wil ek noem. Red Roses wat redelik voorlangs, nee. Yes. Wat redelik groot is, swaar is. Ervaring. Kwai ervaring het. Agterlangs self met Cornel hulle daai ouens. So dat is ek het daar amper ek wil so kies in die tong sê het ek amper verwag vir 'n 50 plus. Ja. Maar dit wys net weer eens dat Bulldogs sy tweede season en hy is glad nie te versmy nie. Ja, kyk, maar moet niks wegvat van Red Roses wat maar 'n groot span is. Ja. Nou op die oomblik in die gemeenskapsskild. Want Yes, nou yes. hulle kom uit die Hoërliga uit. Hulle het weer gesak. Maar ek het ten minste aan 3 verwag van Bulldogs. Ek het aan gedink want die manne kan 3 druk. Yes, definitief ja. Pick-ups vir Red Roses se Defense ja. Die defense coach hoef hom nou nie Weggejaagd te word. Ja, Maar dan is dit ook belangrik as ek die gemeenskapsskild lok soek kyk. Is dit belangrik om te werk aan jou point difference. Ja, is baie belangrik. Want dit gaan nou by ouderste van die dag onthou, daai eerste 3 spanne lê almal op dieselfde hoeveelheid punte, maar die point difference is baie wyd uit mekaar uit. So op die ouderste van die dag dink ek dat as dit daarop te neer kan kom. Yes. Na die einde van die season toe gaan hierdie klas goed vir jou byt. Definitief. En wat die manne moet ook verstaan. Hierdie droë daar moet jy nog gebruik om die point difference te lig. Yes. Want ons gaan nog in die winter kom as de eindtelling 3-0. Ja, verstaan, of dan gaan dit maklik wees dat dan deel ons om die punte want dit reën te veel, die velde is onspeelbaar. Of eigenlijk is gebeur en of verspan stuur maar sommer. Ja, so jy kry net 28 punte by. Ja, so ja, die manne moet maar moeilik. En dan Rabbi dan beweeg ons af na Hemelot se kant toe. Young Eagles wat daar vir Kromfontein gehost het. Eagles wat daar welverdiende wen weggevat het 29-6. Ja. Teenoor Kromfontein. Kromfontein wat verlede week teen Pumas gespeel het. Ja, wat ook amper hy game gewen het en Kromfontein wat sommer weer die next week hierdie naweek was sommer weer terug is in sy hokke. Ja, of kan ons dit daartoe skryf dat Eagles maar net 'n goed afgerigte span is. Ja, kyk, volgens die skool, ek dink moet maar 'n krediet gee aan Eagles se coaches. Yes. Ek dink hulle doen 'n goeie werk, maar ek het nie dieselfde soos met Bulldog. Ek het gedink as hulle 3 wees. Sal 3 wees. Ek het nou nie hulle maar bietjie weer staan. Net op 'n 6 staan. Yes, 2 penalties. Yes, want Kromfontein beskik ook oor goeie spelers. Manne wat kan affinies, goeie line breaks of so. Maar lyk vir my die 6 nasie. Die 6 nasie het groot impak. Wat is die 6 nasie? Het 'n groot impak op die spanne van die wat in die 6 nasies gespeel het. Maar ek wil ook net in dieselfde asem vir Kromfontein se rugby gemeenskap sê sterkte met die speler. Ek verneem daar het 'n speler van hulle ernstig seer gekry gister. Ons het nou nie 'n naam nie. Al naam wat ons gekry het is Sipo, maar dit is nou al naam wat ons gekry het. So sterkte daar in Kromfontein se rugby gemeenskap daar met Sipo. Ek hoop dat hy ook goed sal herstel. Nekbesiering, dat is wat de man wil altyd hê nie tree. Hy is ook self ou wat ook al deur daai gekom het. As hy altyd lekker om as 'n ou ernstig beseer het, maar dis maar deel van rugby op die dag. Dis 'n risiko wat 'n man loop as 'n man die game rugby speel, maar alle sterkte vir hulle daar as rugby gemeenskap van Kromfontein. Ja, alle sterkte daar Kromfontein en Sipo. Alle sterkte maat ras jou uit en as jy weer mag vat of kan vat, weet ons jou comeback gaan baie sterker wees as jou setback. Net so. Ja, en dan beweeg ons Arrows het vir Tanfontein gehost. Nee, hy moet er weer oor wees. Hy was in die beeskamp. Arrows is heel anders
verbasend dat Tanfontein 2 bonuspunte daarop tel. Ah? So dat was het close ene. 2 bonuspunte tel Tanfontein daarop. 31-30 in die guns van Arrows. So dat laat jy my so moeilik op die beeskamp. Nee, vir Tanfontein het nou laat wys dat is te easy. Kyk, onthou, alle daai veld wat altyd bekend gestaan is House of Pain. House of Pain, yes. As die mense moet as jy gehoor het, jy gaan House of Pain toe, want in my daad ook al 'n paar keer gespeel wat ons al die dae gaan speel het. As ons hoor as House of Pain, as het Jy maak veel reg. Jy maak veel reg want jy weet. Lyk my die beeskamp dra nie meer krag nie. Nee, maar hulle moet nie hy naam. Nee, maar ek dink ons moet ook niks wegvat van Tanfontein af nie. Ek het self gesien in die Ses Nasie. Lyk my hy tweede asem skop nou in. Ja, lyk my hy tweede asem. Lyk my hulle het maar terughou. Moontlik terughou ja, maar twee weke die socials 'n bietjie gelees. Die Engels mense ongelukkig jong. Hulle ek sal nou bly gewees ek het gewen. Ek het 5 punte gekry. Ja. Ek verstaan. Maar Oktober se mense ek gaan nie sê hoekom hulle ongelukkig is maar ek sien Okkie die manne is 'n bietjie ongelukkig. Okkie lysie daar dingetjie daar gemaak lysie van klagtes. En dis net Eros klagtes. En dis net sy span wat klagtes ingedien het. So ek weet nie wat die rede daarvoor kan wees. Ek gaan ook nie dieper in diepte in daar gaan nie. Yes. So ons sal een of ander dag sal ons daai enetjie bespreek. Yes, maar wel dan daar aan Eros wat weggestap het met die wen, maar wel dan aan Tanfontein wat op die pad 2 punte opgetel het. Baie belangrike 2 punte. En dan gaan ons aan. Ons bly sommer so in die Warmbokveld. Yes. Ja, en dit is ons laaste een in die Warmbokveld. Dit Pumas vir nooit gedag ontvang. My 2 spanne. Jou 2 spanne. Jou geld was op Pumas. Nee, ek het my geld om die liga te wen. Ja, nee. Nee, ek kan nie so praat nie. Nee, ek het nie vir die liga te wen nie, maar ek kan nie geld opsit, ek het nie geld nie, maar ja, Pumas is 'n goeie span. In die 4 nasies was hulle my span gewees. So hulle die 4 nasies gewen. In die liga is maar moeilik man. So Pumas wat daar koning gekry het, teen nooit daar 14-8 Rabbi. Ja, ek het verneem maar dit 'n harde game gewees het. Game kon enige kant toe gaan het. Albei kante soos ek maar gehoor het op die radio, albei kante wat die manne hulle kans gebruik het. Yes. Game wat maar dan is het stil staan of die man het gekla oor 'n voordeel wat ook nie altyd daar gegee het en die manne wil gee dat die game moet floreer en die game moet nie reg so gegaan nie, maar klubber fisies die manne goed tackles gemaak, maar ja, ek dink op die dag is die span wat sy kanse beter gebruik het. Yes. Maar die game gewen. Die game gewen. Die game so wel dan aan Pumas. Yes. Vir die oorwinning, maar ja, hulle moet nog nooit eens toe kom. Gaat niks ouer sê. Ja, en daar beweeg ons aan na dinge toe wat ons geleer het hierdie naweek, gemeenskapskuld. Yes. Geskryf daar deur Willem Oktober. 21 Maart 2026. Donkerbos stel sy eerste wen op tuis toe die mense sê Donkerbos stel sy eerste wen op. Yes. Tuis toe mense sê roofdier moes diere kom op die laaste my nou. Jong, die roofdier. Ek wil weet wie is die roofdier. Maar as ek dus die lyne lees, wil William nou sê Esperanto was geroof. Man, want dit is wat hier wat dis hoe ek al nou verstaan. Ja, maar dan moet hy sy prioriteite reg kry. Hy het aan laas jaar so gemoun, hy was ook geroof gewees. Maar nou sê hy 10 Esperanto nogals. Maar nou staan Esperanto. Nou staan ja. Nee, okay. Sê vir ons wie was geroof, maar is nou Esperanto wat die roofdier besit of is dit Donkerbos maar? Ons sal moet die roofdier ons sal hy roofdier, ja, ons sal hom uitvind wie die roofdier is. Ja. En dan daar sal ons daarvan afvat. Young Blues se unbeaten run kom tot op 'n einde toe hy vasval teen die magtige tiere van Langrivier. Ja, nee, soos gesê hy maar dit kan ook nie net tuis perform nie. Nee, dit kan nie net jy moet hom soos die spanne nou 2-3 lock points, 1-2 lock points opgetel het, losing points opgetel het op die pad. Yes. Moet jy hom
Daai ook kan Ja, oké, die tier het hulle stempel afgedruk. Hier het hulle stempel afgedruk. Jongen, praat, ek wou nog Johan gespeel het, Johan. Ek het gezien, hy was in nummer 23. Jy het hy nou weer gevat? Ja, maar ek dink Johan, man. Johan moet nou so tree verander, man. Maar hy man nou eendag gesien in die dorp. Nee, nie 23 nie. Ja. Miskien 17, man. Of miskien gaat hy staat as hy vorentoe skuif nee. Ja, en dan beweeg ons aan. Red Roses wen sy derby oortuigend en wys Bulldogs is nie op sy level nie. Ja, maar definitief ou Boeta. Ek dink Red Roses het gewys, hy's ou Boeta. Ja, hy's Bulldogs. Jammer, man. Ja, hy's klein Boeta, nie nou agter klein Boeta. Ja, maar ek dink Red Roses moet nou die king agter die berg. Van wie? Aan die Watsenberg, hoe? Nee, dat kan nie waar wees. Ja. Nee, as jy op manier. As jy op manier. En dan Young Eagles se goeie seisoen hier voort. Toe hy Kromfontein afstof op Brakpan. Ja, ons wil nie so baie Eagles. Ja, maar ek wil ook sê nog net of jy ja, se Eagles is so ja, maar ek wil ook net daar byvoeg Rabbi. Met Eagles se ervaring wat het. Roman, Yes. Koosbrood, Saldana, daai tipe ouens. Ja. Ons Eagles se diepte baie diep. Terwyl ek het so 'n video gesien op hulle WhatsApp channel wat hulle daar gehad het van die manne wat so warm up en Yes. dat lyk sommer na die manne weet wat hulle doen. Yes. Die span het dit een doel voor oor almal koop in by die plan. Van die manier hoe die manne warm up by die video is nogal 'n mooi video ja, wat hulle opgehad het van Eagles se ouens. Jy kan sien, organiseer Ja. almal lyk uitgesort. Opwarming, sies het sokkes dieselfde, niks bond uit nie. En as jy goed lyk, dan speel jy ook mos om Dit voel goed op. voet in jy. Yes. Verstaan, so, ja. Wel dan Eagles. Ja, ons gaan nie te lank staan by Eagles hier, ja. Wat jy net moet betaal, as jy net word betaal. Skier. Jo. Maar 'n wen is 'n wen. Dis wat Eros kan sê. Oor die een teen Nortandfontein. Ja, nee, wen is 'n wen ookie. Ek het gesien iemand het daar gevra, kan ons 'n aanstel staan by Eros se skier. Ja, maar Skier weer. die klagtes, man. Die klagtes. die klagtes en is net al dit oor die middel, man. Ek dink ons kan nie nou nee, man. Nee. Nee, ons kan nie nou Nee, op die stadium as jy gewen het, dan kan jy ek weet nie wat wil jy nou Wat nog wil jy nou uitgekry het nie. Dink jy As nou jy klaar? wen en jy blame die middelman, maar jy het klaar gewen. Jy het jou Wat 5 wil jy nou nog? Jy het 5 punte, Jy kan nie 4 meer as- gedruk. jy kan nie Wat meer as wil jy 5. nou nog? Jy kan nie meer as 5 kry nie. Okay, nee man, los die klagtes. En volgende keer, sê een keer Eros klagtes. Ja. As dit Eros mense wat daar geklaag. Definitief, niemand anders klaar nou Ek nie. het nie nog ander spanne daar gesien. So okay. Pas op jong. En dan beweeg ons Pumas en Kaal en hou by hulle woord en soort nog 'n tweet span uit. Soos verlowe. Uitsa Pumas die naweek kraal toe. Ja nee, dit maak net in die kralie. As dit maak in die kralie. Maar ja, Kaal het gesê. Kaal het gesê hy gaan wys dat hierdie tweet sê na die spanne. Hulle gaan dit nie maklik. Hulle is hier op die 4 nasiespanne. Se level. Se level. En Kaal het Hy gewys. het dit gewys het. Hulle het gewys. Hy Dit was weer toe almal gewen. Almal gewen. Maar almal tuis gewen. Hè. Maar hy nie travel nie. Nee, maar hy Tanwontein gewen. Ja, hy dan met die Ja, punt laasweek mos. Ek dink as hulle nou teen PDK speel, hoe dink jy? Nee, is 320 niks. Maar ja, raak nie makliker vir Pumas nie. Ja, Kraal nou is niemand se toe, ja. speelplekkie. Ja, Die Kraal is niemand se speelplekkie, maar al wat 'n man kan sê is sterk. sterkte. Yes. Kraal toe. En mense ek wil ook nie sê man, die Kraal se mense is so wiltie man. Ek het gesien hy is 'n ou Morne Williams as 'n bander daarvan van die Kraal, ja. van die Kraal. Ja. En Morne, dankie vir jou insaam man. Dankie dat jy op die socials bietjie banter en so man. Dit is goed om te sien hy is hom Is hy wat die vraag gevra het, nee, van die van die reelboek. ja, van die reelboek die try of weet jy. Ja, hy het iets gepraat daar van die reels. Morne, jy moet 'n reelboek kry by die wys man. Ek dink die wys het die Bokveld reelboek. Ek kan hom kry ja, maar soos die kykers ook moenie bang wees om vir jou span te banter nie man. Ja, moenie Los bang die wees. banter net as dit gewen word. Gekom by die banter, hy span wat nou hy brief vir sy banters gestuur het.
Hulle band ook nog. Nee, is net hy Ja, Seker maar die hulle was Edmund nog van die stil, groep. man. Maar hulle was nog stil, man. is net die Edmund van die groep wat bante. Van hulle pyts. Oh, dis ook om die pyt self Van band. Miracles se pyts. Hulle het mos ek het gesien as daar 'n brief Ek het uitgedruk. daai brief gesien, Hy briewe daar per ongeluk aan die inbox geval. Ja. So te sien ek nou daar. Maar nie man. Ja, Miracles los hy manne maak hy manne vry om te Yes. banter man asseblief julle laat jy lekker gebanter. So kom lekker deur vir julle ding. Dan gaan ons na die lok toe van die gemeenskapsskuld. Gaan nou nie alles die point difference en daai goed lees nie. Yes. Maar nommer 1 Young Eagles 15 punte. Nommer 2 Red Roses 15 punte. Arrows nommer 3 15 punte. Nommer 4 Pumas 15 punte, 14 punte. Onthou daai eerste 4 het nog nie mekaar gehad nie. Ja, nee, dinge gaan nog ruk. So is 3-3 vir hulle almal. 3-3 vir hulle almal. Ek dink hulle gaan seker nou hulle is seker baie na aan Baie na mekaar aan mekaar te kry. om Ja. mekaar te kry so Dan sal die koring van die kaf geskei word. om te sien wie Yes. wie is nou die main Wie dog. is die main dogs? Wie is die En dan main in dog? die nommer 5 posisie het ons vir Young Blues 9 punte. 6de het ons vir Langrivier 9 punte. Dan het ons vir Nooit Gedag in die 7de plek 8 punte. Dan het ons vir Donkerbos in die 8ste plek op 5 punte. Dan het ons vir Tanfontein op die 9de plek 3 punte. Esperanto op die 10de plek 3 punte. Kromfontein 3 games gespeel, 3 verloor, 0 punte. Doornkraal 12de plek, 3 gespeel, 3 verloor, 0 punte. Jong Trevor, man, sy moet werk aan hy nulle, ek wil net dit ook sê. Sy moet werk aan die nulle, maar wat vir my eintlik 'n riem om in die hart is om te sien Esperanto wat uit die rooi is. Ja, hy lê net so. Esperanto- Hy lê net so met 3 punte bokant. Dis 'n Hoe goeie kan begin. Kromfontein so- Dis 'n goeie begin, maar die middelorde. Die middelorde van die gemeenskapskuld lok. Daai manne as daar boer rond 'n val kom en in die middel kom of wen, 'n 5 dan punte. kan hy manne nog maklik Dis hoekom in hy top 4 en Dis hy wat- top 3 is. Dis wat ek nou kyk. Sou ek maak 'n voorbeeld. Sou 'n span soos Eagles of Red Roses of Pumas of even ja, Pumas vasval sonder 'n punt te kry. sonder 'n punt te kry. En een van die middelspanne, Young Blues, Langrivier of Nooit Gedag, tel 'n 5 punte op. Dat Dat is sing dan sy hele lok. Dat sien jy heel. Dat sing sy hele lok. En met hy nooit gedag game met dit so amper gebeur. Want kyk 14-8. 14 yes, Dat yes. wil vir my sê hier gaan nog dinge gebeur. Dinge gaan gebeur, die loks gaan change, dis Daar's ek dink daar's nie nog kans om enige ding om nog weer te kry van onthou. Eagles moet nou nog 'n paar van hy middelorde manne kry. ja. En ja. ek dink by nooit is Eagles so pogeido pa. Nee, ek glo 'n bietjie aan Eagles ja. Ek glo 'n bietjie Nog aan geld op Eagles. Eagles. Ja, letterlik maar. Right, dan gaan ons aan hierdie naweek 28ste Maart 2026 vind sal die 4de games plaasvind. Dat sal soos volgende wees. Young Blues wat in die Kraal tuis sal wees teen Pumas. Nooit Gedag wat tuis sal wees teen Young Black Arrows. Tanfontein wat tuis sal wees teen Young Eagles. Kromfontein wat tuis sal wees teen Red Roses. Ja. Doornkraal wat vir Donkerbos sal ontvang. Esperanto wat vir Langrivier sal ontvang. Ek dink die wedstryd van die naweek is van nou nooit is Arrows. Ja, dit is my persoonlike wedstryd van die naweek ook. Ek dink Nooit Gedag en Arrows. Ek dink Okkie sal hy by wees. En Okkie nog laat stryd gelê. Ja. Okkie nog op sy rug gelê. Nee, ek was Hy om, was nog 'n videoetjie man. ja, ek was om vir Okkie vra, hy nie die naweek saam met my wil gaan. Ek gaan daar Houbel en Laplace aan speel die naweek. Ja. Ek gaan kyk om daai wedstryd die Ek dink Okkie moet maar saam by met te jou kom. woon. Ek dink Okkie moet maar daai besluit maak en doen maar die reg, doen maar die regte ding Ja. en gaan kyk aan kyk. Ek dink so man. So ja, hy sê bloed gaan dit nie maak nie. En hy sê van Arrows man. Lei die veld nie want die ou wat nou laat daar binne die veld ook. Daai game daar laat ja.
Hulle het ook aangegaan. Daar was mos iets fout met die tyd ook gewees laas jaar, Abo. Daar was 'n hele En toe die tyd uitgesort is, toe sit weer die punte. en toe die punt het gesort is, toe op die videoetjie wat wat stryd lê. Ja. Maar ek dink gaan maar saam gaan, maar hy gaan definitief 'n match van die een match, 'n goeie game wees. Ek dink op 'n ernstige noot. Die coach van Arrows, nuwe coach Pomp. Hy doen 'n goeie werk by Arrows. Ja. En nou as 'n man ook kyk, Arrows in die verlede sy seisoene was hy bedominerend. Van die begin af het Arrows Yes. in elke seisoen het hy gedomineer, hy het goed gewen, dan kom val hy altyd op die einde. Op die einde uit, ja. Maar nou hy wen nie meer so oortuigend nie, maar hy tel nog altyd sy 5 punte Ja, op. nou altyd sy 5 punte So op. dit wil vir my sê 'n man kan hier na die einde toe. Yes. Kan 'n man Arrows nog altyd in die mix sien. In die mix sien, En kan dit miskien dalk net Hulle gelukkige jaar wees. Maar dit is goed om te sien dat coach Pomp daar by Arrows. Nou by Arrows, ja. Hy doen 'n goeie werk. Manne daar in die gemeenskapskout. Met die voorbereiding hierdie week vir die volgende liga wedstryde. Baie sterkte, coaches, management team, bestuurders, spelers, alle sterkte met die voorbereiding vir die volgende ronde. Ja. Trevor, dankie. Daai was die gemeenskapskout. Hy is al van die gemeenskapskout. So ja, gee vir ons info. Ons wil graag 'n bietjie meer altyd uitbrei om spanne. Om elke span in die gemeenskapskout. Maar dit is moeilik om te praat oor 'n span as 'n man bitterlik min info het. Die mense sal nou dink ons praat nou baie oor Eagles of ons praat nou baie oor Arrows. Maar dis die manne wat maar info gee en ek meen ons kan mos nog nie goed praat oor wat 'n man nie kan sê. Kan sê nie, yes. Ja. Definitief, ja. Ja, so dan kom ons by die streekydag. Ek weet nie waar hulle paar kom en dis maar dan kom ons by die streekydag. Trevor, goeie rugby gewees. Ek wil nie sê upset nie. Ek wil nie sê hy was upset nie want ek ry elke span in die streek uit daar as 'n goeie span. So ek sal nie sê as afdrang kyk, dit hang maar af hoe jy op die dag opdaag. Maar ja, ons gaan begin met die uitslae. Jy moet maar by jou begin dryf, moet ek maar eers by jou laat. Jy kan maar enige plek begin, maak nie saak waar hy begin nie, jong. Hy moet tog op die lig kom. So ja, ons begin maar hier in die warm Bokkeveld. Young Wesleyans teen Morgenster. Hy was 'n close game geweest al die jare. Want wat daai twee mekaar pak weet. Ja, dit was hard geweest al die jare, maar nie gister nie. Nie gister nie. Young Wesleyan wen van Morgenster 50-18. 50-18 Trevor. Daar is geen werkplek geweest gister. Daar op Waterblommetjie parkie. Dat het waterblommetjies gereën en dat het 3 gereën. Ek weet nie. Sal jy sê Morgenster het 2 spanne gehad? Ek weet nou nie. Hulle speel nou by my soos 'n span wat nou net weer 1 span gehad het. Nee, hulle het beter gevaar toe hulle 1 span gehad het. Dis wat hulle nou vir my ook lyk. Sien jy so moontlik het hulle 2 spanne, om hulle weer hier in die middel van die seisoen 'n ander span dat werk. Dan wen hulle aan. Ja, maar ek dink van my kant af persoonlik, ek het nie hy in verwag nie. Ja, ek het nie raad. Ek het nie op 50 tal. Nie dat ek sê Wesleyans is 'n swak span. Ja. Maar nie Morgenster. Ek het nie gedink Morgenster. Maar baie interessant nee. Sal 50. Ja, maar dat ek jou nou onderbreek, maar interessant. Wesleyans is nog as baie stil. Vir 'n span wat 'n 50 aangeteken. Ja, in 'n mens die afgelope tyd vanaf wat die ligas begin het. Is daar nie regtig opskudding gemaak van Wesleyans is stil man, jy weet nie wat regtig in hulle kamp aangaan nie. Ja, even hulle supporters ook. Ek Avi as 'n ou wat altyd nog so praat, en nog so 'n bietjie geïnteract het. Ek het vanoggend gesien die ou het net daar so wel dan kom en gegooi daar. Hy wel dan verlaaf deel. Ek weet nie hoekom hy wel dan verlaaf deel maar alles vreeslik sê ek weet nie of hulle ook miskien 'n brief gekry het of hulle ook op 'n manier is van hulle players, hulle banters gesê dit maar bly is weg daarvan. Ons praat nie ek ben nie van die man is moet nou dis daar so
Ons praat nie op Facebook rugby nie, maar jy moet vertrou in jou span man. Jy moet definitief. Dit is waaroor banter gaan, Yes. banter gaan oor jy uplift jou span, maak nie saak wat jy al val jy ook hoe vas. Hey, Verstaan hulle jy? moet leer by jou man. Ja man, Hulle al maak nie saak, jy moet leer by my ja. Leer by my. Maar ja, 'n 50-tal dae wees vir Young Wesleyans teen Morgenster. Ek dink hy sê netjie wat Morgenster sal gou wel vergeet. Gewoon nou en wat daar op die langpad en hy man seker nie lekker geslaap gestaan het. Jy kan nie lekker gery nie man. Seker nie lekker gery nie. Ek hoop net hy het nie gery nie want dit is baie gevaarlik om met 'n hartseer te ry, maar ja. Dan gaan ons so in die Bokveld en ons gaan daar Vetkoekpark vastrap teen Young Goodhopes. Nog 'n lelike getal daar opgesit. Vastrap wat wen 47-12. Young Goodhopes wat vir my lyk na die span wat mag het sak trewe. Nee, Hè? nee. Dan jy is te vroeg om te sê Dat is hopeloos te vroeg onthou. As van ons wat nog niks gewen het nie. praai nou van julle. Ek praat van die liga man, ek praat van die streek man. Yes. As van ons wat nog niks gewen het nie. Okay. So daai spanne moet nog mekaar kry. Okay. So So dat is as dit te vroeg om nee, te is sê. hopeloos te vroeg om te sê dat die een gaan sak en ons het laas jaar gesien Goodhopes het sy laaste 4 games het hy almal gewen so. Ja, so ja, nee, dat is interessant, maar jou buurman wat ek dink na hy oorwinning daar teen julle teen PDK, ek dink het 'n goeie momentum opgebou. Maar Ja, ek dink my buurman, maar ek dink Vastrap speel sy kaarte reg huidiglik. Dink ek Vastrap is in 'n goeie posisie om en met sy spelerkorps wat hy het. Om goed te eindig. Het ons self gesien Vastrap voorlangs. yes. Kan hy roteer soos hy wil. Yes. Want hy het die kapasiteit, hy het die hoeveelheid spelers wat hy reeds 2 jaar terug, as jy gaan mooi kyk, dink ek Vastrap se huidige span, Yes. se A en B saam, as jy vat sy spelerkorps, daar's baie min wat weg is, Yes. maar die wat weg is, het plek gemaak vir die wat in die system was, Yes, om hulle kans te kry. om hulle kans te kry, en daai ouens wat hulle kans gekry het net gewys, kyk ons het net gewag vir die kans. En daai ouens capitalize nou op dit wat die geleentheid wat hulle gekry het. Kan jy sien hy jong laities wat hier gekom het. Veral met Vastrap se 2 vaste vywe. Yes. Is dit maklik vir Vastrap om uit te gaan, enige game te gaan face. Yes. So ek dink my buurman wat redelik Op die goeie gecover is ja. Yes. Maar Trevor, onthou Vastrap het nog net agter die berg gespeel. Ja. Ek dink sal of sal jy sê dat dis die rede hoekom hulle so goed doen. Maar hulle het net agter die berg gespeel, hulle is nog nie uit nie. Nee, ek dink nie dis die geval nie. Onthou Vastrap beskik oor goeie spelers. Okay. Nee. Vastrap beskik oor goeie spelers. Okay, nee, ek het my antwoord. Maar ja, wel dan en Vastrap wat sy 5 punte optel. Daar teen Young Goodhopes 47-12. Dan gaan ons 'n bietjie af in die Bokveld. Lovedale teen Miracles. Lovedale wen vir Miracles oortuigend 33-19. Bonuspunt vir Lovedale 5 punte. Ja, ek het nog al sy wen vir my buurman gegee. Ja, maar jy moet mos geweet dat jou buurman gaan hier kom wen nie, want ek hoor aan mekaar jou buurman praat van 'n Bokveld reelboek en daai ding gaan nie aan mekaar werk nie. Onthou Lovedale en Miracles se draaitettelling 14-15. Lovedale voor 14-15. Lovedale voor 14-15. So iewers het daar insinking. Ek weet nie wat Lovedale se coach tweede helfte 'n draaityd in die kleedkamer gesê het nie. Of wat Miracles se coach gesê het nie. Maar definitief het Iewers het iets geval. ja, want onthou albei coaches het iets te sê gehad, maar soos dit vir my lyk, het Miracles se coach se plan nie gewerk nie en Lovedale se coach se plan wat gewerk het. Maar die man het die reelboek man, ek weet nie. Fokus op spelers, al jy sê die spelers
is te veel gefokus op die skeieregter. Dat die man 'n kop verloor. Rabbi, ek sê nog altyd en ek is 'n groot staaner daarvan. As jy elke keer gaan fokus op 'n reëlboek, Dan ga jy stil staan. dat beteken dit mos jy het nie gekom vir rugby speel nie. Jou oefening, ek meen wat sê jy nou eintlik van jou oefening die week? Exactly. Yes, So wat yes. wat gaan maak jy Dinsdag aan en Donderdag aan op die oefenveld? As jy nou Saterdag uitkom om te kom speel vir 'n reëlboek. En as jy nou klaar die game verloor het, dan praat jy nou van wat se reëlboek is daar? Wat se almal speel onder dieselfde reël. Dis maar dis So, so, maar ek weet nie waar die spanne van Woolsley aan die ding kom van die reëlboekie. Want die ding kom af vanaf. Ja, Trevor, Ek dink jy sal nou 'n bietjie meer info kan gee rondom daai want hy speel op daai kant. Kyk, ek kan nie veel sê nie. Ek bly in die Bokveld, ek is 'n Bokveld. So ek wil glad nie aan die verkeerde kant want as dinge vir my welkom raak aan die woel, as ek alleen na. Verstaan so? Yes. Maar ek wil saam met jou stem man. Ek dink ons as spelers aan algeheel moet minder fokus op die skeieregter want daar het nog geen een na vore gekom en gesê maar nee, dit is my span. Dis ons wat die 'n Facebook post gemaak het en Rondom gesê die okay, reël, ja. yes. Nee, dis as jy die reëlboekie span het foute gemaak, ons moet gaan werk aan die foute. Want ek meen as jy nou al met hy mentaliteit loop van die reëlboek. Nou hoe gaan jy nog aan voorbereiding? Aan watter foute gaan jy werk? Presies. Kan jy nou vir jou daar instreel om te sê nee man, dan moenie worry nie man, dit was hy ref. Ja. So ons het nou niks, ons het die foute Ons het die foute gemaak. So ons hoef nie nou die week nog te fokus op die. Dit is dit is die skeieregter wat die bal misgevang het. Yes. Dit is die skeieregter wat gesobrai trolley was. Dit Yes. is die skeieregter wat skeef gegooi het in die lynstand. Dit is die skeieregter wat 'n penalty misgeskop het. Dit is die skeieregter wat op die aanval het die skeieregter die bal weggeskop. Ja. Daai tipe goed. Hy het goed en dat kan 'n man mos nou nie jy kan hom nie sê dat is 'n reëlboekie. Maar ek glo nie ja. Los hom maar. Die reëlboek maak net nie vir my sin nie man. Die reëlboek is net vir my iets Maar ja, miracles wat weer die week sal moet hard werk. Gaan terug aan drawing board toe op hy enetjie. Ek dink hy was nou vir alle guldige linie om te wys teen die beste span as 'n man of wat op laas se vorm. Yes, Die beste yes. span gewees. Matilda wat weg is. Sou hulle nog goed gedoen het teen Lovedale. Maar ek dink of was nog nie fisies by die game nie. Hopelik is daar 'n paar goeie punte wat die coach daar kan uitvat. Maar ja, wel dan in Lovedale wat nog aanhou met hulle onoorwonde rekord 33 punte aangeteken en 5 gevat. So wel dan aan coach Oba daar in die Lovedale manne. Maar ja, daar gaat ons net so affer in die pad. Daar voorbij Lovedale, het gaat zo affer in die pad. Lindershof teen Paardenkloof. Lindershof teen die 6 Nasie Champs, de Tweede 6 Nasie Champs. 'n revenge game. 'n game waar de hoë verwagtinge geskep het vir die 6 Nasie Champs. 6 Nasie Champs wat onoorwonde gewees het. Goeie span die 6 Nasie Champs. Maar ja, Lindershof wat ek wil nie sê gemakkelijk nie, maar wat 'n goeie oorwinning, 'n goeie oorwinning, 'n bonuspunt oorwinning behaal het oor die 6 Nasie Champs met 39-26. Sê Paardenkloof man, wat se 6 Nasie Champs? Paardenkloof. Ja, Paardenkloof. Herstelling, Paardenkloof. So ja, Lindershof wen vir Paardenkloof 39-26. Paardenkloof wat nie eers 1 punt uit die game uit kon kry nie. Paardenkloof wat nie kon 4-3 druk nie. Trevor, 'n vraag wat ons moet vra, wat is fout? Wat gaan aan met die 6 Nasie Champs? Ek het laas week die vraag gevra, is die 6 Nasie beker is haar 'n vloek op hy beker? Want soos dit vir my nou lyk, neek dinge. Trevor, ek weet nou nie. Dat kan nie. Ek weet nou nie hoe close is jy nou met die klip in, maar wat is fout? Nee, ek is Rabbi, eerste ding is dit kan nie die 6 Nasie beker wees nie. Okay. Dit kan nie die beker wees nie. Kan nie vir my sê dis Die beker speel nie rugby nie. Nee, dis nie beker nie. Dat is die manne. Iewers is daar 'n fout. Kop weer. Iewers is daar 'n fout.
Maar waar die fout is, ek het nog nie 'n liga game hierdie jaar van Paardekloof gekyk nie. Maar wat ek wel kan sê, wat as 'n liefhebber van die klub self, wat ek wel kan sê, spankeuses. Yes. Ek het gister se span gesien, op papier gesien, en dit is iets wat my uit 'n mate bekommerd maak. Yes. Hoe jy sekere ouens uit posisie uit kan kies vir so 'n tipe wedstryd. Ja. 'n Wedstryd wat jy by jouself weet, Lindishof gaan kom met alles wat hy het. Lindishof gaan nie terughou nie. Lindishof gaan bring net wat hy het. Ja, Trevor, maar kyk, ek hoor jy praat nou van spankies, maar ek wil dit eintlik ook noem dat ek dink spelers wat net moet step up ook, man. Ja, ouens, coaches moet nie die ding doen om ouens uit posisie te speel. Ek was al, hoe kan ek sê, 'n victim, nie 'n victim nie, maar ek het al baie kere ook uit posisie uit gespeel. En dat is net nie lekker nie, man. Dat is jou probleem. Ek kom net aan die gang op die dag, so op die dag moet coaches, soos jy sê, moet daar ook eienaarskap vat. Maar dan moet die mense wie ook al die coach aangestel het, moet dan ook, ek meen, verantwoordelikheid, moet naar die coach toe gaan en praat daaroor. Praat oor die probleem. Ja, by ongelukkig is dit een van die vrae moet wat 'n mens, en ongelukkig is dit nou Paardekloof. 'n gesiene klub, 'n klub met 'n baie ryk geskiedenis. Yes. Ongelukkig is dit 'n vraag, en ek weet somewhere gaan ek 'n bietjie moeilikheid kry. Nee, ek wil nie moeilikheid hê, ek soek vrede, man. Ek streef vrede na. Yes. Maar ongelukkig is dit vrae wat 'n mens moet vra. Waar lê die probleem? Is dit die coach of is dit die speler? Kan jy die probleem toeskryf aan jou players? Yes. Kan jy die probleem toeskryf aan jou coaching staff? Yes. Of waar maar iewers moet daar 'n probleem wees? Nee, want onthou, jy 3 wedstryde, jy 5-6 nasie games gewen. Gespeel. 5-5. 5-5. Jy het 'n week afgelê wat jy losloetjie gehad het, 2 weke. 2 weke. Het jy afgelê wat hy ons geoefen het. Maar nou wil vir my sê, dat is hulle goed voorberei. Sy het 'n eisy wat besiering opgedoen het. Maar in die eerste game van die 6 nasies. Yes. Maar sy die res van die 4 games het sy sonder hom gespeel. Yes. Nee. Sy het 'n Frankie wat weg was, wat weg is. Nee. Dis al ouens wat ek weet wat weg is. Verder sit sy met dieselfde korps wat sy in die 6 nasie gehad het. Wat sy oorgekom het ligas toe. Jo. Sy sit met dieselfde korps spelers wat vir jou die 6 nasie gewen het. Ja, dat is... Kom sy oor na die ligas toe. Sy het 2 weke breek gehad. Sy het 'n Rodney verloor op loskakel, wat de arm gebreek het. Maar die ou wat sy ingebring het op loskakel is 'n ervare loskakel. Nee, daar is baie vrae te hebben. Ek dink jy moet maar gaan draai daar. So ek wil die manne se vrae hier beantwoord. Nou lees ek op die comments, Willem Oktober vra, kan ons groot asseblief lank stil staan by PDK, want die naweek gaan hulle weer verloor 4 in 'n ry. Dan sê Adam, middag manne, asseblief staan behoorlik stil by die 6 nasie teams, iets kloppie. Dan sê Boetabi, staan stil by stelling as 6 nasie, as die 6 nasie wen, sal jou liga games afdrand gaan. Dan sê ek gaan net eers dit van die 6 nasie lees. Yes. So daai is al wat die ouens nou vra van die 6 nasie. So Rabbi, persoonlik vir my, is dit nou die tweede agtervolgende jaar, derde agtervolgende jaar, wat Paardekloof sukkel in die ligas. Trevor, maar dan wil ek jou sommer nou die harde vraag vra. Ek hoor jy sê die derde of die tweede jaar agtereenvolgend met Paardekloof sukkel. Sal jy sê is dit te vroeg om die coach weer te jaag? Ek dink ons, om maar sommer met die diere in die huis inval.
Rabie as ek kan sê, dink ek voel ek sterk. Hulle sal obvious nou nie op my gevoel gaan. Dink ek sterk Dis tyd te verander. in 'n oomblik soos die, né? Wat daar baie vra, nie net deur supporters, Paardeklub supporters nie, maar baie ouens buitekant Paardeklub gaan self die vraag vra wat is fout. Dink ek dit is nou die tyd vir die bestuur om te gaan sit en te kyk wat is die probleem. En so wat die coach is. En sou jy dan ondervind, maar ons coachingstaf is die probleem. Dan moet jy maar 'n plan maak. Ja, maar met Boelan wat nou so kwaai op die coaches en die papiere is, sal hom maar nou wil ontslaag raak van die coach. Nee, maar by Oudtshoorn en die dag, Rabie, as ek nie bevorm in 'n posisie nie, kan ek nie aanbly nie. Ongelukkig is dit so. Yes. En die gemeenskap soek resultate. Ja, dat is maar nou ongelukkig so, ja. En ja, ons weet die coach wat is jou veld, maar daar's baie aspekte wat ek self persoonlik ondervind het. Onthou ek was vir hoeveel jare kaptein gewees. Baie aspekte wat bydra. Hoekom en ek het nooit die ding verstaan dat hulle 'n afrigter blame vir 'n verloor het. Yes. Maar terwyl dit ek onder kapteinskap gestaan het sekere dinge vir my begin lig maak. Yes. Dis hoekom ek sê die eerste ding, jou spankeuse is baie belangrik. Jy kan nie 'n ou, ek gaan nog weer 'n voorbeeld maak van 'n vleuel af wat van laerskool af vleuel speel tot op hoërskool tot op klub 6 jaar klub rugby gespeel. Hy speel nou nog vleuel. Sy kom maar 'n binnesenter. Gaan nie werk. Dit gaan nie werk nie. Ja, sy kan nie 'n ou wat sy gewoond gemaak het, ou wat ek persoonlik, as ek nou moet gaan rugby speel. Ek het slot gespeel. Ek het 8 gespeel, toe raak ek te swaar, toe gaan ek slot toe. Sy kan nie nou vir my Sente gooi. 'n flank kom maak. Want daai 8 gaan heeldag hier verby my toe. Maar jy moet speel in pleise. Ja, ek kan nie wys dat in mekaar speel. En die beespan. So, maar dit is wat Ja, Trevor. wat ek wil sê, so Ja, daai tipe goed man. Nee, ek hoor jou, ek So, hoor maar jou. as Rabie, as die coach moet weggejaag word, Dan moet jy maar... ongelukkig jam weg. Ja, ek ken die coach persoonlik en is 'n goeie ou. Maar ek glo man, my opinie Trevor, my gevoel rondom, ek dink moenie so haastig wees met wegjaag. Ek dink die players van die spelers se kant af. Spelers moet ook begin 'n eienaarskap vat. In die sin dat ja, jy is nou miskien nie vandag in jou posisie nie. Maar jy moet begin daai mentaliteit kry van die coach vertrou vir my vandag om 'n loskakel te wees. Die coach vertrou vir my vandag om 'n sit of 'n 8, verstaan? So begin nou vat eienaarskap spelers man. Vir al die cases spelers wat nou op hierdie oomblik so sukkel. Ja, die players moet by Oudtshoorn in die dag as dit 'n feit dat die players moet opdaag. En mentally moet hy ons reg. Mentally moet jy reg wees. Maar Rabie, dan weet ek sien nou coach Monas type nou hier. So ek wag gou net vir sy kom. Ek het geweet ek gaan 'n bietjie pak kry. So ek wag net vir sy kom. Ja. Maar Rabie by Oudtshoorn in die dag. Gaan dit oor as jy as coach jou players mentally voorberei. Yes. Verstaan nie? Yes, nee, ek hoor Ons jou. almal word in verskillende omstandighede kom ons op die oefenveld. Yes. Verstaan jy? So dit is daarna moet jy nou begin werk met daai ou. Ja, nee, Trevor, ek dink ons gaan maar so lank aanbeweeg. Ja, ons kan maar beweeg, sal maar weer terugkom na As jy sê as jy sou nie. of 'n paar op sou nie. Sou nie. Ja, maar ek sê weer eens as net opinies van ons as aanbieders geen persoonlijke aanvallen nie. Yes. Ja, bespreek net bietjie rugby en ons praat net bietjie rugby. So ja, ons gaan naar die volgende wedstrijd toe. Die wedstrijd van die naweek. Game wat ek Trevor bygewoon het. Houbel. Baie interessante wedstryd. Houbel teen ODB Town. 'n Game vol aksie. Maar Houbel wat die derby wen. Houbel wen die derby 21-15 Trevor.
Trevor, daar het baie dinge gebeur. Ja, En hy wedstrijd, dat is nou nie goed wat ons gehoor het nie. Die is dinge wat ons self gesien het, ervaar het. Eerstens wil ek dit noem, Houbel se mense wat baie goeie mense gewees het, hulle Baie het ons goeie ontvangs gehad. baie goeie ontvangs gehad. Yes. Geen lelijkheid nie, lekker gelag en gesels. Die vibe was Die anders vibe was geweest, net man. lekker geweest. Ja, nee, ons Selfde van hoe die Bise supporters dat ook geweest het. Dat was net lekker geweest gister daarom op Houbel te wees. Ek dink Tokyo moet ek maar op bank tref, man. ja, dit amper van my gevoel, ek moet amper half in 'n mate weer terugtrek Bokveld toe. So lekker was dit daar geweest, ja. Dat was baie lekker geweest Ja, daar. dit was die atmosfeer was elektriek geweest. Yes. Die ontvangs daar so Houbel. Baie dankie vir julle gasvryheid en die manier hoe julle ons ontvang het. Die chippies wat hulle daar by die winkel verkoop, die Ja, slap dat was chippies, lekker, ja. daai was lekker Lekker gebak. geweest. Ja, lekker gebak. Nee, maar man. lekker gebak. Ja, maar ek moet sê baie dankie en ek sal enige tyd enige dag Yes. sal ek weer Op Houbel. op Houbel daai kant toe kom. Net die opvangs, man. Ja, en ons het net 'n bietjie gesukkel met die opvangs daar. So maar verder Verder was dinge alright, maar ja, Trevor, die game, van die afskop af, en het sommer gesien net, die manne, ODB en Lovedale, die manne, nog geen liefde was verloren tussen die manne nie, tackles wat gegaan het, en ja. Dit was Ja. daai game was aksiebelei. Regtig, Iemand wat nie daar was nie, het regtig uitgemis. regtig. ODB Ja, goeie rugby. wat by tye aangeval het. Maar ja, dan paar calls, en ek dink, 'n man wil eintlik hier by stil staan. Staan en ek sê weer, die is geen persoonlijke aanvallen nie en geen, hoe kan ek sê, ons is hier om beet te mouth, maar soms kan calls 'n momentum van 'n span Breek. lelijk stop. Ja, definitief Rabie en dit het ek nog gister self ervaar. En weer selfs gesien en ons is maar mens man en Yes. hy ding krap maar bietjie binnekant in jou wanneer jy sien daar's 'n call en ek gaan dit so noem, 'n call wat onregverdig nou momentum wat gestop is. Yes. Wat jam nou of 'n call wat aangegaan het wat die eintlik moes gestop het en daar het punte gekom Van hy call. van daai call af en op die ouderste van die dag het dat die game Heeltemal. die wedstryd bepaal. Ja, en dat is maar nou so, jy kan nou sê van die calls, ons moet nou nie. Ons is nie, jy is geaffilieer by 'n klub, Ja. ek is glad nie geaffilieer by 'n klubie. Ek wil wat nie baie sê nie, maar calls wat regtig weer daar, en ek sê nie, Houbel was gehelp nie, definitief was vir my, Houbel het goeie rugby gespeel, ODB het goeie rugby gespeel, die span wat sy kanse gebruik het, was Houbel op die ouderste en van die hulle dag. gewen. Onthou ODB. Dan kom ons moet by ODB stil. Ek dink ons moet manier- reg praat. Ja, hulle manier van speel. ODB het vir my op die dag die beste rugby gespeel, maar kon nie die game wen nie. ODB, das 6-3. 6-3 Wat trail. ODB tot op die doellyn kom. 'n misvang, 'n pas, 'n misvang, 'n pas. Ek kan nie dink en ek wil hê die ouens moet dit vir my beskryf. Hoe kom jy binne die 5 yards van jou opponent? kry jy strafskop. Jy kry 'n strafskop. Jy tik die bal. Jy tik die bal en jy skop die bal weg. Hier is die doel net. Jy tik die bal letterlik en jy skop die bal. Jy tik die bal van 'n penalty af wat jy kry, 'n lang arm. Kry jy tik die bal en jy skop die bal weg. Op binne die 5 yard. En dan kom daar weer 'n oomblik waar jy weer op die aanval is binne die 5 yard. Jy moet al wat jy moet maak, tel die bal op, gee die bal vir die next ou. Die gat is oop want jy die overlap aan die buitekant en jy besluit self om weer die bal weg te skop. Ja, Trevor, en ODB wat die hele dag vir Houbel gesommer uitrol het. Jy kan 'n skrim vra daar. Exactly. Jy domineer jou lyn staan.
jy wen jou lynstaande, Hetzelfde, jy wen jou scrums, jy wen die bal op die grond, jy op die attack maak jy meters op die verdediging. Een ding wat ek moet vir Houbel krediet gee. Houbel se defense. Hy het gehou. Daai man het geteken. Houbel se defense was solid geweest. Want die ding is die met dit wat ODB en dis die diepteid wat die man kon. Ek dink Angelo wat baie bal die diepteid gevat het, maar hy word gekeer. Hy word gekeer, ja. Eslin op die 12 center, hy het 'n bar sou gespeel. Ja. Hy word gekeer. 'n Ou soos Justin wat net gekeer was. Die Houbel se defense, maar game management wat vir ODB daai enetjie gekos het. Ek dink hy was 'n sap geweest. Hy was 'n sap geweest. Ek het Trevor oorgepraat het. Ek dink hy sap. Ek dink hy het verkeer hou afgaan. Ja, maar dis maar ons opinie. Ja, dit is ons opinie. Dag, ek dink maar Rabbi, dan wil ek ook byvoeg. Ek het daar 'n bietjie gesels saam met daai ouens van ODB. Bietjie navraag gedoen, bietjie gevra hoe werk hulle veral met hulle coaching staf en daai tipe goed. Maar hulle het nou vir coach Wakkie, né? Yes. Wat vir hulle help deur die week. Yes. Maar hy was nou nie sadderig daar nie. Ja, nee. En ek het gister toe sê ek vir daai ouens, vir iedereen hulle daar by ODB, dit is belangrik en ek glo sou die ou wat vir hulle deur die week gevat het gister daar was. Ek dink om daai halftime talks saam met hulle te gehad het en vir hulle gewys het waar hulle foute gemaak het en daai tipe goed. Yes. Sal dit 'n ander game gewees het. Ja, definitief Trevor, definitief. Maar ek vat niks van Houbel af nie. Ja, ek dink ons moet Houbel se krediet gee. Houbel vir coach Adam. Nee, coach Adam het daar by ons 'n draai kom maak. Ons moet coach Adam se krediet gee, wel dan op die derby wen. Ja, wel dan op die derby wen. Dat kon enige kant toe gegaan het. Yes, maar by Oudersteen van die dag het daar was een kaart gewees as ek reg is. Ja, daar was een geel kaart. So, maar die dissipline was stops gewees. Ja, was eintlik albei kante was die dissipline daar. Was die rem en trekkie, maar ek sê vir julle, daar op Klippark gaan dit moeilik hier as hy man 'n tackle laat die stof staan. Ja, en coach Adam wat bietjie kop ook gekrap het. Ek dink hy het gevoel die ene gaan wegglip van nou maar want die telling was 10-14 en hulle guns en toe Houbel toe ODB lelik op die aanval, maar hulle kon net nie afrond nie. Maar die eerste kans wat Houbel gekry het, rond hulle af en hulle kry daardie oorwinning. Maar ek sien daar is 'n paar aanwinste ook. Die ou shopping mos in toe of nie. Ja, want ek sien daar so 'n lang vleuel jong. Want ek vra toe my ek ken mos hy man nie man. Ja. Maar jy kan sien, nee, daai kind kom uit die Karoo uit. Ja, street. Daai kan kry hy bal hier binne in sy kwart. ODB ja, hy bal af. Daai kan kry hy bal hier binne in sy kwart en hy hardloop tot binne in ODB se kwart. Hulle stay hom daar. So dan wil vir my sê hier loop 'n taxi hier. Nee, hy lorry van Adam wat hou agter hom toe, hou droog deur. Waar is hy lorry? Hy agter hou droog kom. Ek het hom agtergekom. Want daar's te veel nuwe gesigte daar man. Ja, nee, definitief so lyk vir my een van die daad is 'n Touwsrivier span. As dit nie Houbel ja, is dit nou Touwspan. Ja, maar ek het 'n ander ding gehoor gister daarvan van Houbel daar wat daar so. Ja, maar hy sal op 'n ander dag. Het moet praat Trevor, het moet praat. Dus ek verneem het twee skoolbusse. Loop haar skool toe. Ek weet die moeder het aangepraat. En daar was nog as 'n moeder wat bekommerd geweest het. Ja, hulle sê vir Adam afloop twee skoolbus te Skurweberg toe. Ja, Rinda wil sê die manne moet huis toe gaan. Maar dat werk op die dag vir maar ja, 'n goeie oorwinning daar vir Houbel. Ek dink ons gaan draai op hy en is 'n goeie oorwinning vir Houbel. Ek dink goeie momentum. Wat hulle kan vat in daai ene ODB is nou 3-0 aan Houbel se guns. En Houbel hulle uit en tuis gewen en die jaar sommer maar die begin. Het Houbel weer stempel af dat dit gaan interessant wees om te sien hoe daai enetjie weer gaan afspeel met rond de 2 daar Rooibos pak so ja, hulle plei sy met 'n losloetjie gehad het so. Dit is die results. Nog enige comments wat jy miskien wil vat daar. Ja, ek wil gewoon net hierso. Ons is nog verby die 6 na. Ja. Nancy, Jason Rabbi, jy kom nog Vetkoekpark toe. Daar is nog Mama B wat so sê.
Mama, hy is 5 punte. Dan sê Boetabi, mama Vetkoek los hom net so. Sy oë sal wit. Dan gaan ons aan. Ek wil gewoon net die comment net vinnig lees. Okay. Dankie coach Monna vir jou insette. Coach Monna sê meer vir die span en minder vir jouself. Dis ek dink daai is 'n goeie opsomming. Ek dink wat coach en ek daar wil sê, dit is eintlik wat die verlore veroorsaak. Yes. So dankie coach vir die Dankie, antwoord coach. man. Yes, dankie. Dat ons het nou gewonne, ons het rondgegooi en dankie dat coach nou voor 'n dag gekom het. Om te sê so Paardekloof ouens, ek weet van julle is ingeskakel. Yes. Kry die eenheid daar. Die coach kan net sy werk doen tot op 'n sekere lyn toe, level toe. Maar kom kry die eenheid daar en begin dit gelsam guys man. Julle is jonk. Yes. Julle is talentvol. Daar's nog baie rugby in julle. Ja, So, ja. Trevor, en dat is nogal 'n probleem wat ek self nogal baie opdeel in spanne met die jong spelers. Yes. Jy het die hoop Talent, yes. Jy is 'n goeie speler. En dan kom dit jou kop raak te groot. Yes. Jy wil alles op jou vat en op die einde van die dag gaan dit nie 'n span laat wen nie, want een man kan nie 'n span laat wen. Rabbi, is dit dan is dit dan veilig om die tyd van die spel te sê of van die tyd van die ligas te sê. Players kom ons hou maar Voet op die grond. matigheid vir oë in die banter. Ja, Dat jou kop definitief. nog nie te groot raak. Definitief. Ek dink dis hoekom ek hou my watter min van 'n band. Ek wil eintlik my band hê. En die ander ding is vir die spelers. As daar 'n goeie post. Kom ons maak 'n voorbeeld. Alles het nou 'n goeie post van jou op te jy speel op die PDK en jy word jou deal gegee vir die naweek se game. Jy het goed gedoen en Yes. moenie dan het kop toe gaan. Kop toe gaan. Bly humble. Voete op die grond, kop in die lug en vat jou tyd. Ja. Be humble en moenie alles wil op jou vat. En soos coach Monna sê, as dit in 'n spanverband kom, Yes. moet jy jouself doodmaak en alles gee vir die span. vir die span. So elke keuse wat jy maak op die veld, moet jy die gedagte gaan dit werk vir my span. Yes. Al is dit vir jou goed, maar is dit goed vir die span? Presies. Want as jy gaan 'n keuse maak wat gaan goed is vir jou en nie vir die span nie, dan gaan jy verlore kry. Yes, en die yes. verlore gaan hulle sê die coaches. Die coaches, yes. Verstaan? So maar jy gaan keuses maak wat gaan goed is vir die span, dan kan die span mos dan goed doen. Yes, dat kan die en span dan goed is doen. almal happy. Yes. Maar ek wil ook net dis sê vir die supporters en vir die bestuurlede en vir al die mense wat rugby support, daar moet 'n wenner wees en daar moet 'n Moet verlorer. verloor wees, maar iewers moet 'n man wen. Jy kan nie net heel jaar verloor nie. So jy is nou gelukkig met hy. Nee, jy kan nie heel jaar aan mekaar verloor. Jy moet 'n wenner wees. Daar moet ek verstaan die feit dat daar 'n wenner en 'n verlorer moet wees, maar jou span sal ook 'n slag aan die wenkant moet kom. Jy kan nie aan mekaar verloor. Jy kan nie aan mekaar vir rivals wag om te wen nie. Dit gaan nie elke jaar so werk nie. So ja, hy's al die comments Trevor, wat is vir nou dan gaan ons oor na die Daar gaan die laaste comment. daar nog 'n comment. Die laaste comment Boetabi vra net, ek moet net vra man. Dat jy nie wys asseblief. Die week hy veld van julle sal nat maak. Nee, hy's grasgroen. Boetabi, Nieuweland, jy hoef nie geen grasbaan, jy hoef nie langbeen tyds te dra nie. Jy kan sommer lekker grasgroen, baie sag. So ja. Maar Boetabi, ek hoor jy praat van oë wat Boetabi, asseblief jy moet baie versigtig wees vir daai woord. Jong, nou wat ons praat, ek wil gewoon net vinnig aankom. Nou wat ons praat, hier wat Boetabi wat nou hier so warm gehardloop is. Jong, gister toe druk hulle af op Boetabi laat hy net so staan, jong. Had 'n paar penalties gegaan teen hom. Ek het gesien Boetabi was geëgeplein daar. Ek weet toe nou nie later, maar hoe Boetabi maak jy, want as 'n paar sla. Ja, en Trevor, dis vir 'n man wat nie gestutte af aan die veld af geskrim. Die man staan daar nog gister so vraagteken. Hy is heeltyd elke skrim. As hy nou net so. En ek het klaar gesien, dit raak nie makliker die naweekie. Dit raak glad nie makliker vir Boetabi. Want ek het gesien, hy wat jy ABO het is nog as groter as hy wat op die BABO. Dis manne wat hulle bly dis kom. Daai manne kom met die Ooskaap uit so. Boetabi.
Moenie van my kyk nie. Maar ja, ons gaan aan na die ek gaan eers die lok noem. Gaan die lok noem en dan gaan ek die features gee. So die lok lyk as volg, ek gaan net die posisie sê. En dan die punte, ja. So van die eerste plek het ons vir Lovedale met 15 punte. En die tweede plek het ons vir Howell met 14 punte. En die derde plek het ons vir Vastrap met 13 punte. Dan in die vierde plek het ons vir Lindeshof met 10 punte. En die vijfde plek het ons vir Miracles met 7 punte. En in die zesde plek het ons vir La Plaisant met 6 punte. En dan het ons in die zevende plek vir Young Wesleyans met 5 punte. In die achtste plek het ons vir ODB met 5 punte. In die negende plek is vir Paardenkloof met 3 punte. En in die 10de plek het ons vir Young Good Hopes met 2 punte. En in die 11de plek het ons vir Morgenster met 1 punt. Trevor, die lok wat nog enige kant toe kan gaan. Ja, die lok gaan nog verander. Hulle is 3 spanne Vastrap, Howell en Lovedale wat onoorwonne is. Maar Lovedale wat al spanne is wat nog een 5 so ver tel. Maar ja, ek dink het is nog te vroeg man om te sê wie as gunsteling om die liga te wen. Ja, ek gaan op die stadium gaan ek bold wees om te sê ek dink Lovedale gaan die jaar voluit gaan om die liga weer om gekroon te word as liga champs. Dan kom praat jy so sag Trevor. Nee, ek praat nie sag nie, man, ek kan my hoor man. Okay. Ek gaan dit weer noem. Ek dink ek gaan die bold decision maak om dit te sê. En as die ding terugkom om my te byt, dan te my byt. Ja. Lovedale gaan die jaar volgens my gaan Lovedale die jaar voluit gaan. Want hulle die kapasiteit players wat hulle het daar by hulle. Ja, ek het gesien in hulle spanlys. Paar nuwe name gesien daar op die spanlys. Ja, definitief. So en ek het Sadara gesien, Rabi, hoe belangrik dit is en dit is wat Lovedale nou al in sy kan sien die management team by Lovedale wat dit goed doen. Ek het Sadara weer gesien vir hulle en hulle het gekry by Spar. Yes. Die ouens sy kan nie difference sien tussen die players, die coaches en die bestuur man. Yes. So die ouens het opgetrek, die ouens se sweetpakke is uitgesort, die afrigters is uitgesort, so daai ouens is uitgesort span. Ja, ek sal nou nie ek sal dit kies in die tong noem reg vir grootheid dag, maar ek dink hulle gaan die jaar so jy wil sê hulle gaan grootheid dag toe. Nee, ek sê ek sal dit tong in die kies sê dat hulle moet grootheid dag toe. Okay. Maar hulle gaan nie. Maar ja, nee, definitief Lovedale wat 'n span op die oomblik as hulle die gunsteling. Ek dink 'n man moet gee die deal daar. Ek dink hulle word beskou as gunsteling. Daar's ook ja, by Jason Beard daar by Lovedale. Daai ook is 'n persoonlikheid. Hy is 'n baie goeie ou. Sy persoonlikheid en die tipe rugby wat hy speel en sy leierskap wat hy ek het 10 hom gespeel. Ja. So ek weet presies wie hy is en ek het nou al 'n paar games wat ek gesien het al van hom. Baie goeie speler. En ek kyk nog as op moontlik as hy in die toekoms besluit om 'n skuif te maak na grootheid dag klub toe. Ek dink hy sal goed doen. Dink ek hy gaan baie goeie vorder. Ja, nee, gaan hy doen en hy sal regtig enige ou op enige dag. Yes. Of enige span. Ja, nee, definitief enige dag sal hy. En die ding van Jason is hy is 'n veelsidige speler. Ek dink vir my persoonlik 'n goeie 9, maar ek sien Lovedale gebruik hom op senter. Op senter ook, ja. In die manier van sy verdediging, balverspreiding en attacking sy lyne wat hy het. Ja, so ja, goeie speler en dat die hele Lovedale span het beskik oor goeie spelers. Maar ek wil ook net dit noem dat daar spanne wat ander planne het. Ja, ek dink Lovedale word beskou as die gunsteling, maar ek dink ek kan sê La Plaisant nou al dit planne, spanne soos Howell het planne. Ek kan ook nie sê Paardenkloof. Soos amper veilig om te sê Lovedale gaan die naweek vasval teen Paardenkloof.
Ek weet nie. Want Ek weet nou want nie. as Laplace aan planne maak vir Lovedale, dan kan Paardenkloof ook maar planne maak. Waar lê Paardenkloof? Dit gaan nie oor die lê, dit gaan hoeveel oor... games het Paardenkloof al gewen? Dat maak hoeveel games Laplace aan gewen. Ons het 1 game, 2 games gewen. 1 man. Hoe 1 game gewen? Ja, dat sê 1 nou, gewen en dat- 1 verloor. Kijk, als Paardenkloof nou wen, dan lê toch bokant. Nee, ons gaan mos die nou gehoubel wen. Maar ja, goeie rugby in die streek daar. Ja, goeie Rugby in die streek daar so. Ja, ons sê weer eens. Ons word nie betaal om spanne. Ja, voor het- alsjeblieft. Dat is net ons opinie, dat is net hoe ons voel oor die rugby in die streek daar. Maar ja, Lovedale die gunsteling op hierdie oomblik. Houbel wat 'n goeie rugby speel. Ja, En dan Vastrap. Dat is die 3 spanne wat nog onoorwonne is. Wat nog geen wedstryd verloor het nie. So op hierdie oomblik as hulle die ouens wat die Rabbi, ek wil net bynoem man. Ek dink ek wil net bynoem. So daar 'n span in die Bokveld het moet groot die dag toe. Dink ek hulle maar die Barbarian span moet maar val onder Lovedale. Ja, Trevor, dat gaat moeilijk wees, man. Dat gaat moeilijk wees. En die gesprek, dat is goed als wat die mensen niet willen horen. Ja, definitief. Maar ons man. moet eerlijk wees met onszelf. Dat voor ons is die Bokveld dit om een span op een plaats. 'n span op sy eie. Op zijn eigen wil ik Groot die dag toe. Goed die dag toe. Dat gaat niet volhoudbaar wees. Jy moet sponsors kry. Jy Ja. sal players moet Jy sal die kry. players moet krijgen. Al die 110 goed. Ja, so om 'n span in die grote daar te hê, gaan dit beter wees om 'n Bokveld Barbarians. Ja, definitief. Ek dink Ja. 'n man moet dan daarna toe gaan kyk om te sê 'n samesmelting. Nee, maar maar wie ga jy nou saamsmelt? Wat nou die Bokveld Barbarians man? Ek dink die Bokveld Barbarians man het dit te sleg gedoen nie. Jy soek al Met lus. meer tyd. Ja, jy soek al lus vir groot die dag speel. Nee, Dan kom jy met kom op. Ek Jy noem wil het- mos aan die span. Nee. Ek dink maar man, ek nog aan 'n coach. Maar ja, maar dit gaat definitief moeilik wees vir 'n klub op sy eie in die Bokveld. Daar gaan baie dinge gebeur want onthou onze plase het maar reëls ook en sekere dinge wat daar gepaard gaan om spelers te kry. Nou kry jy spelers miskien uit die dorp uit. Jy moet geld uitgee om hy manne Daar te kry op die plaas. die spanne rondom hy spesifieke span, gaan daai ouens bereid wees om sy span te los om by jou span te kom aansluit. En as hy ouens kom, gaan jy die kapitaal hê om die manne te lok want onthou ons streek daar in die gemeenskapskole spanne die manne speel ook vir geldjie. Ek het 'n ander ding gehoor op Grondfontein. Maar ek gaan maar nie praat nie. Julle speel ook vir geld. Blijkbaar daar was daar ander Gupta. Julle speel ook vir geld. Ja, Dis hoekom- ons speel Oké, vir maar geld, amper maar- sê ek nou iets, laat ek maar stil bly. Maar definitief Trevor, dat gaat moeilijk wees. So Rabbi, Gaat moeilijk wees. so tong in die kies genoem. Is dit veilig om te sê dis die rede of dat kan dalk aansporing wees vir Nooitredag van Nooitredag af Laplace aan toe Dinsdae aan, Donderdag aan en Saterdag. Nee, ik blijf maar zijn woel. Ik weet niet wie het voor die mannen gezegd, maar ik blijf nooit gedacht. Ik blijf woeselen, ja, ik werk aan. Interessant, ek het 'n goeie gesprek saam met Masie gehad laasweek daar, die 12 senter daar, Marcelino daar by Houbel. En hy vra toe vir my, omdat hy 'n baie goeie speler is, man. Vra ek vir hom in die toekoms wat sy kanse is vir groot gaan, ja. Die ou sê nee. Hy voel. Hy gaan eers, hy sal skuif die dag wanneer hy vir Houbel aan die grote dag kry. Aan die grote dag kry. So Houbel het ook grote dag planne. Adam sê hy moet hy lorry aan die ander kant om Drooghoek deur Touwsrivier toe om daar by Touwpak manne te koop. So nee, maar Adam se plan gaat aan. Maar ja, 'n man kan seker nie vir 'n speler besluit. Yes. Maar as hy 'n goeie speler het, maar as dit is hoe hy voel, moet man dit respekteer. Yes. Want daar was ook maar baie al gevry aan om te skuif. En die ou het gevoel maar
sy naalstring is op Houbel en Ja. hy gaan daar speel so. Daai is die respek wat ek het vir 'n ou vir Yes. vir 'n player Om committed, om ja, te stiek. commitment te wees, Oude loyal te legacy, wees. ja, Yes, yes. Want deze trek die mannen so rond. Ek dink as van hierdie jong manne eendag gaan klaarmaak, dan gaan hy nie kan sê maar ek het vir 5 jaar by 'n pleis en 'n paardeklub Yes, gespeel. yes, yes. En dis wat 'n man wil mos na toe werk. Jy moet nie bekend staan as 'n trekvoel nie. Ah. Klere by mekaar maak, sokkies by mekaar maak. Nie. Dat tel niks. Nie. Maar dat gaat beter wees om aan op je stoep te zitten en voor jou kinders om te vertellen, joh maar. Pa was eers nooit gedag so loskakel gewees. Toe paardekloof se heel agter, toe vastrap se senter, toe Yes. daai eike se loskakel. Die klomp se kop gaan in mekaar wees. Maar ja, Ja, Rabbi. dat is een rip daar en dan gaan we naar die fietsers toe. Groot games. Ik denk van die naweek af gaat dingen leen hier. Dingen gaat leen hier. Ja nee, ek weet. Ons eerste game, de prijs aan het ontvangen voor Houbel. Daar gaan een harde game wees. Kan ons moontlik ek sê dit nou, kan ons moontlik Houbel se eerste verloor sien? Dat is die plan. Ons berei nie voor 'n verloor nie. Ek weet nie hoe die ander spanne hulle voorberei nie, maar ons as United, ons berei nie vir ons voor 'n verloor nie. So van United se kant af, ons gaan speel hy game om te wen, definitief. So al die tuisspanne gaan die naweek wen. Ek is niks met die ander tyd. Dis hoekom ek sê niemand berei voor. Sy het dit nou mooi genoem. Nee, ek- Niemand berei voor vir 'n verloor nie. So al die tuisspanne gaan die naweek wen. PDK. Definitief. Dan is het volgende game. Ik denk die ene kan makkelijk gaan als die ook een game van die naweek. Hou die been vastrap. Wat ook zelf een groot game gaan wees. Vastrap, onoverwonnen zover. Zijn eerste travel. Achter die bergen. Weg uit die berg. Zodat alle mannen zien hoe hulle het doen in een ander lucht environment. Maar ook die B, wat goede rugby is wat ons zelf gezien het. Wat niet makkelijk, ik wil niet zeggen niet makkelijk als op Hooibosparkie, maar ik ga niet zo uitbreiden rondom mijn game Het daar. vastgevallen daar? Ik heb verloren daar. Zo ook die B gaan wel terugbounce op hij in, maar wat niet makkelijk gaat wezen. En dan Miracles. Ontvang van Young Wesleyans. Young Wesleyans staat in die lucht, op 50-tallen opgezet. Ik denk, hij is een van die 50-tallen, soms zo vroeg in het jaar. Maar Young Wesleyans wat travel daar naar Woolsey toe. Naar die van toe. Miracles wat gauw zal vergeten. Wel vergeet van die reelboek. Ja, nee, Miracles wat ek dink is op 'n tyd Ja. om dit duidelik te maak. sit terug. Los maar die gesegde yes, as jy yes. vasgeval het van 'n reëlboek. Yes, daar wordt die andere reels geblazen. Nee, daar word hy aan 'n reëls Al gebruik. die reels blazen dezelfde reels. Ja. Uh, Hy mag hom verskillend miskien interpreteer, maar dis dieselfde dis dieselfde reëls so. Dezelfde reels. Zo op een dag gaat het maar afhangen hoe jij aanpast bij die manier van de scheidsrechter. En de Yes. scheidsrechter is allemaal als moest maar nou niet dezelfde mensen. Yes, Kom ik zeg, yes. zoals verschillende mensen, ons doen dingen verschillend, maar ons kan niet aan elkaar die mannen in die middel blameren. Yes, yes. Ja, ons als spelers maken ook fouten. Maar ja, Miracles ontvang van Young Wesleyans en dan gaan ons Paardenkloof ontvang die machtige Lovedale. Maklike wen hy. Huh? Nee, praat aan, maar dit is het hoor. Maar ja, Paardenkloof speelt in Lovedale, daar op die put. Ik denk, ja, die putse koffie is nou stroop, so dat is niet zo bitter, is niet zwart koffie niet. Nee, ek dink is Maar sal opstaan. hopelijk kan die een die terugkeer wees van Paardenkloof. Ik denk, het gaat maar net introspectie doen en maar dingen uitzoeken, maar zoals je zei, Trevor, hij zal weer opstaan. Een man Ja, moet dat- vallen om weer op te ja, staan. hij gaat definitief We gaan niet opstaan. zo hoe vallen. En nou, Paardenkloof is als span wat al zijn games verloren heeft. Jan Goedhoop zit ook moest maar alles verloren. Nee, dis en Morgensteer het ook Nee, maar dis alles kom jy kan verloren. sien hy wat almal bokant nog in die bokant lê. Bokant Paardenkloof en Goedhoop se Yes, môre sê. yes. Hy lê nie ferry. Nee, So net te wen. as hy net verloor bo en die wat onder wen. Als het weer is net niet weer verstaan. nie. mensen moeten nog niet wel die coach weer daar niet. Alsjeblieft. Maar ja, dan is Morgensteer los. En volgens Bolandse rooster hier is Jan Goedhoop is los. En
En Lindeshof los. Ek weet nou nie of Lindeshof en Goedhops gaan afkom nie, maar dit is nou nie op die roosterie. Al wat die nou net staan is Morgenster is 'n loslooitjie, maar ek neem aan Jan Goedhops en Lindeshof is ook 'n loslooitjie. So ja, ons het 5 games, 4 games hierdie naweek. Goeie games, so gaan uit, support jou span. En ja, laat rugby hier 4. Wedstrijd van die naweek, definitief vastrap. En ODB. ODB. Definitief uit en uit vastrap ODB. Wedstrijd van die naweek. Daar kyk wat... die bierman kan doen. Nee, ek weet die bier. Ek maak staat op die bierman. Ja, die bierman praat nog altijd van... Doe maar, gaan maar los. Nee, bierman kan dan uit top 2, tweede eindig. Die bierman het die spelers, hy het die kapasiteit om het te doen. Bierman sit met 2 A-span dekke, so hy het is nodig om saps in die backline te maak. Is Jacob terug? Man, Jacob het ons gecoacht daar by Vastrap. Hy moet nog aan speel. Speel hy sommer coach player en hy maak saps en hy... En toen gaan die oma's nou Sirius toe kom hy mos nou Sirius toe. Gespeel in die Vriendlies. Ja, hy het gespeel in die Vriendlies, maar toe verneem ek die ou het net 'n bietjie ondervinding kom opdoen. Maar lyk vir my dat hy plan werk. Hy plan werk, want Nico het mos daar gesê, maak nie saak watter kant is hy. Die plan gaat aan en toe hy nou terug aan Vastrap toe kan hy sien, maar... Alle begin is het grootskoos op hulle wen. Yes. Ek dink, ja, coach Jacob, wel dan daar, in die coaching team van Vastrap. Maar is het veilig om te sê dat Jacob die coach is, nee, maar Derek is die coach man. Nee, kyk, dis hoekom ek weet nou nie reg wie is die coach nie, maar ek wil dit noem Vastrap se coaching staf. Ja. Koos noem hom so. So ja. Ja, met Jacob wat ook mos nou daar in die mixers en dan Derek en dan daar is nog 'n hele paar manne. Yes. So ja, goeie werk vir Vastrap. Maar ODB wat definitief besig is met iets. Ja. 'n man kan sien coach Werner hy doen iets hand daar. Nee, hy kan definitief sien. En daai manne se scrims het vir my baie improve. En ons het hulle die vorige week, laasweek het ons hulle baie rondgestoot. En om te sien die improvement wat hulle gewys het Saterdag teen Houber. Ja, maar Rabbi Jim toe onthou ons praat nie van enige ou nie. Ons praat van coach Wakkie. Coach Wakkie en so, baie ervaring. Dit wat ek gister gesien het. Yes. Dis hoekom ek sê dinge sou moontlik anders gewees het as coach Wakkie in persoon daar gewees het. Yes. Sou dinge moontlik anders gewees het, maar as vat niks van Houbela weg nie, maar jy kan sien dit wat daar afgespeel het. Yes. Die struktuur wat daar wat die volgens die struktuur wat ODB speel. Ja, en definitief. Ek dink 'n man moet ook 'n jong afrigter daar ook by ODB betrokke is. Keilwoon, Kaalmeyer of Kannemeyer, ek is nog nie seker. Ja, Keilwoon, hy wat 'n groot besering opgedoen het, wat nie meer kon speel nie, wat nou betrokke geraak het in die coaching staf. 'n man kan ewen sy hand ook sien, want 'n jong ou wat nie besluit het hy gaan niks doen nie. Maar wat besluit het, ek gaan as 'n afrigter deel with alles het fiks uit of 'n attacking coach of wat ook al. Maar wel dan aan Keilwoon en ek sien goeie dinge vir hom as 'n jong coach. As 'n jong coach om groter dinge te vermaak en dit wat 'n man wil sien in die game. Om as jy nie kan rugby speel, raak betrokke of jy nou 'n spanbestuurder is of jy nou 'n coach is, maar moenie niks doen nie. Moenie alles los. Veral as jy nou 'n groot besering opgedoen het, maar wel dan aan Keilwoon ook daar wat 'n man kan sien dat die ou hy's all over betrokke, hy's by die B-span daar by ODB en hy's betrokke by die A-span en so wel dan aan hom ook. En ek dink die hand onder wie hy nou is. Kan net goeie onder coach Wakkie kan hy baie leer. Want coach Wakkie die wêreld se klomp ervaring. Ja, daar was nog nie geconfirm dat coach Wakkie die coach is. Ja, as hy die coach is, maar soos ek verstaan het, die albei ou nou oefen aan. Maar ek sal sê, maak hom vas man. Coach Wakkie miskien nie sou kyk, bly maar by ODB man. Ek dink dat sal goed wees vir ons rugby in die streekie daar. Om 'n coach, 'n ervare coach ook teen 'n coach te speel. Ja, ek meen
Coach Aubrey daar by Lovedale, wys klaar wat hy doen Baie daar oor die goeie, jare. yes. En snaaks genoeg spelers wat in die groot uitdagings voel ook hulle wil streek daar kom speel. Selfs gemeenskapskuld. As 'n man nou kyk in Eagles se geval. Yes. Die coaches het 'n manier om spelers te trek. Ja. En ja, man sal nou goed en sleg. Dat kan 'n goeie uitwerking of 'n slegte uitwerking, maar dit is goed vir gemeenskapskuld en streek daar om te kan sien daar word nie reg meer gediskrimineer om te sê nee, ek wil in die gemeenskapskuld speel. Ek wil in die goed. Soos hulle noem die plaasliga speel. Ja, maar die manne sien ook nou uit om te sê nee man, ek wil streek vat. Ek wil gemeenskapskuld vat. Die ding ruk daar. So ja, ek wil hy span gaan help daar uitkom. Yes, verstaan en dat moet die plan wees. Yes. Maar ja, Trevor, dan is dit is my storie vir die aand. Goeie rugby gewees die naweek. Goeie rugby gespeel. Jo, ek wil net die enetjie noem, ek het op social media gesien in die ander streke. Skeieregters wat lelik geskel was en selfs videoetjies wat ook uitgegaan het waar manne mekaar 'n bietjie gegryp het op die veld. Yes. Maar dit is goed om te sien in ons hier in die Witzenberg gemeenskapskuld en streekdag dat daar nie sulke gevalle gewees het van manne wat mekaar besklei toetskoos wat die res wil aangeval het. En ek wil sê vir die kykers, supporters, kom ons hou dit so man. 'n Man se span kan nie altyd wen nie. Ja, Ravi. Moenie te rof raak nie. Skeieregters is ook mense. Yes. Ja, hulle loop onder geweldige kritiek en geweldige druk. Alles onder geweldige druk ook vir al die toeskouers wat so passievol is. Yes. Maar kom ons laat nie dat ons passie vir die game iemand anders se dag spoil. Ek meen die skeieregters hulle het ook families. Van die manne bring hulle kinders en hulle vrouens saam. En ek meen om dit te aanskou van jou man of jou pa te sien waar die ry gaan nie lekker wees nie. Wat gaan gebeur as die skeieregter gaan net besluit op 'n dag al die skeieregters besluit ons gaan nie opdaag vir wedstryde nie. Dan moet maar by die huis sit. Dan moet by die huis sit drywe. Dan gaan die sixpack weer. Oefenkamp reël. Maar ja, dit is ons sou vir die aand. Dankie dat julle ingeskakel is. Drywe, ek weet nie of jy nog 'n paar comments as jy maar dankie vir elkeen. Ja, dankie vir elkeen wat interact het en ja, share die live. Ons sal later die live sal ons beskikbaar wees in die week op YouTube vir die manne wat nou nie vanaand kon live kyk het nie. Yes. Maar ja, van my kant af, dankie. Trevor, dankie vir die show man. Dis lekker. Dis 'n Rabbi baie lekker naweek man. Baie dankie vir die show, baie dankie vir die naweek. Yes. En ek glo die geboorte wat ons geskenk het aan hierdie program, na die wedstryd, gaan soveel toenadering bring tot ons spelers, tot ons plaaslike klubs, want dit is die hele gedagte rondom die hele program, om ons wat die vergete is. Ek wil nou nie sê ons wat afgeskryf word nie. Ons wat die vergete is. Soos ek is nou bly dat ons nuwe skeieregters in die making het. Die wys wat nou gaan, die wys daarvan na Pleisen wat nou gaan skeieregter wees. So nee, die wys was by ander kursus man. Nee, die wys gaan 'n skeieregter word. Die wys gaan nou klikkie vat. Ja, dit moet eintlik 'n verrassing gewees het, Trevor. Ek dink die wys was nou net 'n verrassing want hy sal nou net hy game Peter en paar keer van die Pleisen geblaas. Nee, hy gaan speel mos. Ja man, moet nog gepraat van hy game by baseball game is vas. Ja, hy baseball Trevor was die wys. Maar dit sal nog as interessant wees om te sien 'n game van die wys. Van die wys ja. Ek weet die wys gaan nou moet oefen, so hy gaan hom na volgende jaar toe gaan ons vir hom. Ja, maar die wys function level is boei. Die wys function level is boei. Ek dink jy sal verbaas wees om te sien hoe vinnig die wys. Nie wat ek gesien het, hy potte afval wat die wys elke aan poeg. Al sy WhatsApp status. Nee, raam. Hy kan nie function betrokke wees nie. Maar ja, wel dan aan die nuwe skeieregters. Yes. Ek dink die wys, ek praat nou van die ouens wat nou nie is in die wat nou liga games hanteer het. Van die 3 liga games daar baie nuwe ouens, voormalige spelers, ouens wat weer teruggekom het, wat miskien weggestaan het van rugby af en dit is goed om te sien dat hy passie nog daar is. So ons moet nie te hard wees op die manne nie man. Ja, maar ek wil ook die manne sê,
net soos die players of die spanne oefen in die weken. Scheidsrechters oefen julle ook, man. Berei julle ook voor. Ek meen dat as jy mos voorbereid is vir 'n ding, is mos net baie makliker. Yes, Verstaan, yes. Die reelboekie. Nie daai reelboek wat hulle so oorklaar nie. Die verskillende reels en maar die scheidsrechter het mos reelboeke of hulle het mos reels. Gaan hy boekie vir hulle na. Lees 'n bietjie as jy nou miskien, ek meen as jy nou moeg gepluk is, moeg geoes het. Ek kom dis 'n scheidsrechter in jou koffietjie met jou boekie. Koffie en lees die reels, man. Ja, kan jy hom nou sien, Maar hy kan het niemand gekry mos by nie. oor die doellyn so. Dan maak het mos nou sin, dan kan jy mos Hy nou- kyk ding- drie. hy ding raak sien, hy maar nog gekry by oor die doellyn so. Dat is mos hom nou net. Maar ja, op hy noot sê ons dankie vir elkeen Wat ingeskakel is. ingeskakel is. Ons het nog 'n YouTube page so gaan like en subscribe daar. Die vorige episodes is daar. As jy enigiets gemis het, kan jy gaan kyk daar. En ja, ons sal nog later werk weer om 'n gas of twee op die stel te kry. So dit is nog in die pipeline in. Die traveling is 'n bietjie moeilik, maar ons werk aan 'n plan. So ja, dit is ons storie vir vanaand. So dankie vir elkeen Trevor. Baie dankie vir elkeen wat ingeskakel was. Ons sien weer next week. Volgende episode. Baie dankie. Baie dankie.